Baie welkom by hierdie week se geloofswoord. Ons het verlede week 'n breek gevat, maar hierdie week gaan ons verder en ons kyk saam na Matteus hoofstuk 9. Nou hierdie gedeelte word in 7 hoofstukke of 7 perikope verdeel en ons gaan so vandag saam kyk na elke perikoop. Dan gaan ons dit lees en dan gaan ek sommer net praat daaroor soos altyd en dan gaan ek aangaan na die volgende gedeelte toe. Dan gaan ek aan die einde vir ons tyd gee om stil te word, 'n paar vrae opsit. Dan is julle welkom om verder te gesels sodat vir julle uitgestaan het. Maar voordat ons ook nou so stil word, kom ons word net eers stil in gebed en vra dat die Here ons ook sal lei. Almagtige Here en Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit nie om met U woord besig te kan wees nie. Dankie Here vir die voorreg van uit Matteus uit te kan lees en te kan raak sien hoe U met ons besig is. Dankie dat U besig was met die mense van daardie tyd en deur die Heilige Gees vandag steeds elke oomblik van elke dag met ons gaan en is. Mag ons dit nooit vanselfsprekend aanvaar nie, Here, maar mag ons elke dag leef om U naam te eer, om U naam groot te maak. Seën ons ook nou wanneer ons saam kyk na Matteus 9, Here, en seën ons in die uitleef daarvan wanneer ons weer in ons verskeie rigtings en plekke gaan, Here. Dankie vir hierdie oomblik van saam wees, hierdie oomblik van rondom U woord wees. Mag U die een wees wat uiteindelik ook spreek. In die wonderlike almagtige naam bid ons dit alles. Amen. Matteus 9 vanaf vers 1. Jesus het in die boot geklim, na die oorkant gevaar en in sy tuisdorp aangekom. En kyk, hulle het 'n verlamde man wat op 'n slaapband lê, na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Hou moed, kind, jou sondes word vergewe." Hierop het sommige van die skrifkenners onder mekaar gesê: "Hierdie man laster." En omdat Jesus geweet het wat hulle dink, het hy gesê: "Hoekom bedink julle bose dinge in julle harte? Wat is makliker om te sê jou sondes word vergewe of om te sê staan op en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die Mens volmag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde: "Staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis." En hy het opgestaan en na sy huis toe gegaan. Toe die skare dit sien, is hulle met diep ontzag vervul en hulle het God wat sulke gesag aan mense gee, geprys. Die eerste gedeelte hier in Matteus 9 is 'n besonderse gedeelte en dat dit wegwys ook na Jesaja 35, hierdie voorspelling van die Messias wat sal genees. So nie net in hierdie gedeelte wys Jesus sy goddelike gesag, sy gesag oor lewe en dood nie, maar hy bevestig ook net weer eens dat hy die Messias is. En dan op grond van hierdie man se vriende se geloof red Jesus dan hierdie man, hy genees hom. Hy bring vir hom die genesing wat hy so nodig het. Die Fariseërs natuurlik bevraagteken dit weer, wat Jesus hier besig mee is. En Jesus lees selfs hulle gedagtes. En dit is al klaar vir hulle eintlik gewys het, maar hierdie man is nie net 'n gewone man nie. Maar nee, Jesus gaan verder. Behalwe om hulle gedagtes te lees, wys hy vir hulle, maar nie net vergewe ek sy sondes nie. Ek laat hom letterlik opstaan en loop. En daardeur wys Jesus dat hy uiteindelik die een is wat sondes kan vergewe. Daardeur wys hy dat hy die een is wat siektes kan genees. Daardeur wys hy weg na die koninkryk van God. Wat is die koninkryk? Dis 'n plek sonder siekte. Dis 'n plek van genesing. Dis 'n plek waar vergifnis 'n werklikheid is. Waar ons reeds in die vergifnis van God ook kan leef. So hierdie mooi gedeelte, hierdie eerste gedeelte wat wegwys na Jesus se heerlikheid en ook dan ook om wegwys na ons eie lewens toe. Jesus wat in ons eie lewens ook vir ons kom sê, maar staan op en loop, want ek is jou verlosser. Staan op en loop, want ek het al reeds vir jou die ewige lewe gebring. Staan op en loop, want ek sien jou raak. Ek wil jou gebruik tot eer en verheerliking van my naam. Kom ons lees saam die volgende gedeelte. Matteus 9 vanaf vers 9. Toe Jesus van daar af verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit en sê vir hom: "Volg my." En hy het opgestaan en hom gevolg. Toe hy in die huis vir ete aanleen, het daar onverwags ook baie tollenaars en sondaars opgedaag en saam met Jesus en sy disippels vir ete aangeleen. Die Fariseërs het dit gesien en vir sy disippels gevra: "Waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars?" Toe Jesus dit hoor, het hy gesê: "Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Gaan leer wat beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Ek het immers nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars." 'n Gedeelte met groot impak. 'n Gedeelte wat van ons wegwys daarna dat
dat almal van ons by die Here welkom is, maar ook dat almal van ons sondaars is. Ironie hier is dat die Fariseërs bevraagteken Jesus se ontvang van die tollenaars hier. Hulle bevraagteken hoekom hy saam met die tollenaars eet. Jesus wat vir Matteus roep as tollenaar, vir hom sê hy moet hom volg. En die ander tollenaars wat ook saam met Jesus kom eet. Fariseërs wat bevraagteken en hulle wat self eintlik hierdie vergifnis van Jesus nodig het. Jesus kom wys hier, maar geen sonde is groter as ander nie. Almal van ons is sondig, almal van ons staan skuldig voor God. Dis hoe hoog God se standaarde is. Almal van ons het sy genesing ook nodig. Jesus het nie gekom om die gesondes te genees nie. Jesus het gekom om die siekes te genees. En almal van ons is op 'n manier siek. Almal van ons is op 'n manier gebroken. Almal van ons het die Here nodig. En as die Fariseërs dit net hier wil besef, maar deur Jesus se voorbeeld kom wys hy vir sy disippels, kom wys hy vir my en vir jou, dat almal van ons hom nodig het. Sy genesing, sy regverdiging, sy genade in ons lewens. Kom ons lees verder uit Matteus 9 uit. Matteus 9 vanaf vers 14. Toe het Johannes se disippels na Jesus gekom en gesê: "Waarom vas ons en die Fariseërs gereeld, maar u disippels vas nie?" Jesus het vir hulle geantwoord: "Die bruilofsgaste kan tog nie tree terwyl die bruidegom by hulle is nie. Want daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word en dan sal hulle vas. Niemand werk 'n ongekrimpte stuk lap op 'n ou kledingstuk vas nie, want die lap trek los van die kledingstuk en 'n groter skeur ontstaan. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie, anders bars die sakke oop, die wyn loop uit en die sakke gaan tot niet. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe leersakke en beide bly behoue." In hierdie gedeelte kom wys Jesus hier weg na sy eie dood toe. Hy kom sê hier dat ons moet fees vier terwyl hy teenwoordig is. Die disippels moet fees vier, hulle moet opgewonde wees, bly wees, hulle moet by hom leer terwyl hy daar is. Hy is die bruidegom en ons is sy bruid. 'n Beeld wat ons ook in die Bybel kry en Openbaring ook kry. 'n Beeld wat vir ons wys hoe hierdie verhouding tussen ons en die Here ook lyk. 'n Beeld wat wegwys ook na die huwelik uiteindelik. Hy is die bruidegom en ons as sy kerk, die bruid. Wat 'n mooi beeld en wat 'n verhouding is dit nie, 'n verhouding wat gevier moet word, want dit feestelik moet wees. En so wys Jesus ook weg dat hy nie meer daar gaan wees vorentoe nie fisies nie. Maar hy is deur die Gees met ons. En so kan ek en jy fees vier omdat hy met ons steeds is en sy Gees met ons is en omdat ons uitsien daarna om in die volheid van sy teenwoordigheid ook eendag te kan wees. Jesus kom wys hier iets van hierdie opgewondenheid wat in ons harte moet wees, hierdie vreugde wat in ons harte moet wees. Maar hy wat in ons leef, met ons leef, saam met ons is. En dan sê hy hierdie gedeelte, lees dit weer vir ons verse 16 en 17. Niemand werk 'n ongekrimpte stuk lap op 'n ou kledingstuk vas nie. Want die lap trek los van die kledingstuk en 'n groter skeur ontstaan. En dan sê hy ook natuurlik van die nuwe wyn wat nie in ou sakke gegooi moet word nie, maar in nuwe sakke. En in hierdie gedeelte wys Jesus daarna dat ons kan nie ons ou lewens en ons nuwe lewens probeer saamvoeg nie. Ja, wanneer ons ou lewens agterlaat, dan laat ons dit agter. Ons nuwe lewens moet getuig vir die nuutheid van Christus, van 'n lewe wat toegewyd aan hom, 'n lewe waarin ons hom soek en hom volg. Ons kan nie ons ou lewens probeer saamvoeg met ons nuwe lewens nie. Ons kan nie die ou tradisies, die ou gewoontes saambring terwyl ons Jesus wil volg en dit wat hy vir ons kom bring het. Ons moet hom soek en niks en niemand anders nie. Kom ons lees saam die volgende gedeelte. Matteus 9 vanaf vers 18. Hy was nog besig om die dinge aan hulle te sê, die dinge, en kyk, daar kom 'n sekere leier aan, kniel voor hom en sê: "My dogter het pas gesterf, maar kom lê jou hand op haar en sy sal leef." Jesus het opgestaan en hom gevolg en sy disippels ook. Daar het 'n skielike vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agteraf nader gekom en die soem van sy boekleed aangeraak. Want, het sy vir haarself gesê, as ek tog net sy boekleed kan aanraak, sal ek gesond word. Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: "Hou moed, dogter, jou geloof het jou gered." Van daardie oomblik af was die vrou gesond. Toe Jesus by die huis van die leier kom en die fluitspelers sien en die klomp mense wat luidrigtig huil, het hy gesê: "Gaan weg, want die dogtertjie het nie gesterf nie, maar slaap net." Hulle het hom egter uitgelag. Toe die klomp mense uitgejaag is, het hy ingegaan en haar aan die hand geneem
die dogtertjie het opgestaan. Die nuus hieroor het deur die hele omgewing versprei. In hierdie gedeelte is daar 2 wonderwerke wat ons sien. Jesus wat 'n dogtertjie genees en Jesus wat 'n vrou wat aan bloedvloeiing al ly vir 12 jaar kom genees. En hierdie dogter se vrou kom na Jesus toe en vra dat hy haar sal genees. Hy glo dat hy dit kan doen. Hy moet na haar toe kom en haar genees. En dit is anders as Matteus 8 waar ons van die centurio gelees het. Wat geglo het dat Jesus op 'n afstand iemand kon genees. Maar Jesus gaan dan om hierdie dogter te genees. Die pa se geloof wat hy dan nou op reageer ook. En op pad soontoe dan raak hierdie vrou aan hom. Dan raak hierdie vrou aan sy mantel. En sy word genees. En eerder as wat Jesus net weggaan of verder stap, hierdie vrou wat gedink het sy kan hom raak en genees word sonder nog gesien te word, sonder dat enigiemand daarvan weet, dan draai Jesus om. En dan sê hy vir haar dat sy genees is. En hoekom doen Jesus dit? Jesus doen dit om te wys, maar sy is genees om die bevestiging vir haar te gee. Jesus doen dit om te wys dat dit deur haar geloof is dat sy gered is. Sy is nie sommer net gered nie. Jesus doen dit om te wys, om vir ander te wys dat hy uiteindelik die een is wat die genesing bring. En hy doen dit om te wys dat sy ten volle ook nou genees is, ook wat die gemeenskap betref. Sy nou verwelkom word, hierdie siekte wat sy vir 12 jaar gehad het, hierdie siekte wat eintlik baie privaat is, Jesus wat dit kom genees het. En sy wat nie skaam hoef te wees om na Jesus toe te kom nie. Sy wat met vrymoedigheid na hom toe kan kom en hom kan dien. En dan kom Jesus by die dogtertjie en daar is hierdie mense wat musiek maak, mense wat saam met hulle rou. En Jesus stuur hulle dan weg of vra vir hulle om weg te gaan. Want is nie 'n tyd van rou nie, Jesus gaan 'n wonderwerk doen. Tyd van vreugde. Hy gaan so ver om te sê sy slaap net. Dan verander hulle rou skielik in 'n uittart van Jesus, 'n lag vir Jesus. En dit wys maar net dat dit nie opreg is nie. Hulle rou nie opreg nie, hulle is maar net daar uit gewoonte uit. Hulle is maar net daar omdat hulle moontlik daaruit iets ook kry. En Jesus jaag hulle dan weg en nadat hulle weggejaag is, dan bring Jesus die genesing, wys hy weer weg na wat die koninkryk uiteindelik ook vir ons beteken. Die genesing ook van die dood. Nou Jesus het nie almal genees natuurlik wat hy op afgekom het wat dood was nie, maar uiteindelik het hy dit gedoen. En wanneer hy iemand uit die dood uit opwek, wanneer hy die dogtertjie uit die dood uit opwek, dan is dit 'n bewys van Jesus wat ook die dood oorwin het. Dit wys weg na die hemelse vir elkeen van ons. Kom ons lees verder hier, Matteus 9. Matteus 9 vanaf vers 27. Toe Jesus van daar af verder gaan, die 2 blindes agter hom begin aanloop en uitroep: "Ontferm U oor ons, seun van Dawid." Nadat Jesus die huis binne gegaan het, het die blindes na hom gekom en Jesus het vir hulle gesê: "Glo julle dat ek dit kan doen?" Hulle antwoord hom: "Ja, Here." Toe het Jesus hulle oë aangeraak en gesê: "Laat met julle gebeur soos julle glo." En hulle oë is geopen. Jesus het hulle ernstig aangespreek en gesê: "Sorg dat niemand hiervan weet nie." Maar hulle het uitgegaan en nuus oor hom in daardie hele omgewing versprei. Hierdie genesing wat hierdie 2 mans ervaar word direk aan disippelskap eintlik gekoppel. Hierdie 2 mans wat Jesus dan nou vra oor die sekerheid van hulle geloof, word dan uiteindelik genees deur Jesus in 'n intieme spasie in 'n huis en dan gaan hulle uit en hulle verkondig dit. Hulle versprei hierdie woord dat Jesus genees het. En Jesus se teenkanting teen hulle verspreiding eintlik daarvan was moontlik omdat hy net nie wou hê dat die teenstand teen hom, die opstande teen hom, so vinnig moes gebeur het nie. Maar hulle gaan dan uit en hulle verkondig dit. Hulle verkondig hierdie wonder van die verlosser wat hulle ook uiteindelik genees het. Die mooi ook eintlik daarvan, hoe die Here genees en hoe ons kan getuig daarvan sodat ander uiteindelik tot geloof ook in hom kan kom. Kom ons lees die volgende gedeelte van Matteus ook nou saam. Matteus 9 vanaf vers 32. Hulle het toe vertrek en kyk 'n man wat stom was en deur 'n demoon besete is na hom gebring. Nadat die demoon uitgedryf is, het die stomme begin praat. Die skare was verwonderd en het gesê: "So iets is nog nooit in Israel gesien nie." Maar die Fariseërs het gesê: "Die aanvoerder van die demone dryf uit die demone uit." Jesus het in al die stede en dorpies rondgegaan en hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal genees. In hierdie gedeelte word 'n stom man genees, hy word sy spraak teruggegee en die mense kyk met verwondering daarna. Hierdie man wat so lank stom was, kan uiteindelik weer praat.
Dan kyk met verwondering na die wonder van God en na die genesing wat hy ook uiteindelik bring. Maar die Fariseërs wat dan weer aan die ander kant daarvan staan en sê dat eintlik Jesus as deur die aanvoerder van die demone hierdie demone uitgedryf het. Dat hy eintlik op 'n bose manier of deur bose kragte hierdie demone uiteindelik uitdryf. Hulle wat nie die waarheid van wie Jesus is ook kan insien nie. Tog wys Jesus soveel keer en op soveel maniere terug na die voorspelling wat gemaak is rondom die Messias. Tog word Jesus dit wat voorspel is en bewys hy homself ook as seun van God keer op keer. Maar die wonder ook dan wat ons in hierdie gedeelte kry en sien van Jesus wat weer eens man wat stom is, uiteindelik genees. Kom ons lees die laaste gedeelte ook dan nou saam. Matteus 9 vanaf vers 36, toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry omdat hulle verward en verstrooi was, soos skape sonder 'n herder. Toe sê hy vir sy disippels: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid daarom die Here van die oes dat hy arbeiders uitstuur om sy oes in te samel." Jesus kry hierdie mense wat verward is, verstrooid is, mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie, kry jammer. Ons sien iets in Jesus se hart om aan mense hoop te gee, om aan mense die koninkryk van God te bring, om vir hulle te wys, maar daar is iets soveel beter as die wêreld waarin ons leef. Iets van Jesus se hart hier, dat ons moet uitgaan en mense moet wen vir hom, disippels moet maak vir hom. En dan die disippels self wat aangemoedig word om dit te doen, maar dat die Here ook uiteindelik tussen daardie skares in hierdie oes, dat hy uiteindelik ook hier arbeiders kan kry, sodat die oes wat so groot is, heeltemal te groot is eintlik teenoor die arbeiders, uiteindelik ook gestroop kan word op 'n figuurlike manier, sodat daar uiteindelik soveel mense die Here, die wonder van wie hy is, kan ontdek, kan aanneem en die ewige lewe ook kan beerwe. Dis die Here se hart, dat ek en jy en soveel ander die ewigheid sal beerwe. Dat ons dit nou reeds iets daarvan sal beleef, deurdat ons die Here toelaat in ons lewens en kan beleef hoe groot en hoe wyd sy liefde en sy genade ook vir ons is. Dis die wonder van die evangelie. En Jesus wat dan nou self die disippels ook in die volgende hoofstuk wat ons volgende week na saam kyk, ook dan nou gaan uitstuur ook. So stuur die Here ons uit. Maar die oes is groot, die arbeiders is min. Ek gee oomblik om stil te word ook nou, stil te word by hierdie gedeelte. Ek gaan 'n paar vrae ook vir ons op die skerm sit en dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. So jy is welkom om die video enige tyd te pause, om seker te maak julle gee julleself genoeg tyd om 'n bietjie te dink oor die gedeeltes wat ons vandag saam na gekyk het en dan oor die vrae te dink. En dan daarna kan julle saam met my as jy wil ook afsluit met 'n gebed. Here, hoe wonderlik is dit nie dat U ons uitkies as U kinders. Dankie dat U ons uitkies om in hierdie wêreld vir U diensbaar te wees, Here. En vergewe ons waar ons baie keer dit as 'n las sien en nie as 'n voorreg nie, Here. En mag ons elke dag wanneer ons na ons werke toe gaan, wanneer ons na ons skole toe gaan, wanneer ons na ons huise toe teruggaan, wanneer ons tussen ons familie is, vriende is, wanneer ons in die winkels is, Here, wanneer ons op die pad is, soveel plekke en maniere, help ons om raak te sien dat U ons daar wil gebruik. Dat die mense op ons pad ook daar stuur op die verskillende plekke waar ons is, sodat ons U naam en U koninkryk kan verkondig. En Here, dankie vir 'n kerk waarvan ons deel kan wees, waar ons ook al betrokke is. Dankie dat U kerk in hierdie wêreld, U hart ook vir die wêreld soek, Here. En mag dit ons begeerte wees om as kerk U koninkryk te soek. Want Here, elke van ons is U kerk. Want U het die Heilige Gees, die mees kosbaarste ding U self wat daar bestaan, Here, teen ons kom plaas. En ons dank U daarvoor. Dankie Here vir Matteus 9 ook, dat ons daarna saam kon kyk. En mag U deur hierdie gedeelte ons ook net opnuut weer aanspoor om vir U te leef, Here. Dankie vir die voorreg en dankie dat ons dit alles kan bid en dat U saam met ons is. Dis God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.